Handelinge 4 vers 32 is waar ons onsself bevind. Nou laasweek het ons gekyk na Petrus en Johannes wat hulle bediening mos begin het, P&J Ministries. Nadat hulle begin mense genees het, toe sê hulle nee, laat ons nou maar vir ons 'n bediening stig en laat ons nou maar aangaan. Nee, dis nie wat hulle gedoen het nie. Hulle het net aangehou doen wat die Here vir hulle sê om te doen. Hulle het niks persoonliks begin vat nie. Hulle het heeltyd die fokus weer teruggeskuif na Jesus toe. En ons sien hoe hulle ondervraging hanteer het deur die Sanhedrin wat vir hulle kom sê het, luister, deur wie doen julle dit en in wie se naam is julle besig om hierdie wonderwerke te doen? Ons sien nadat hulle ondervraag is en gesê is, luister, julle moet nie meer hier oor Christus praat nie. Jesus is nie meer iets wat julle mag deel met ander mense nie. Hierdie mag nie meer verder versprei nie. En wat hulle sê, luister, eendag gaan die Here oordeel en julle moet besluit hoe dit lyk. Maar ons moet doen wat ons gehoor het en wat vir ons gesê is om te deel. En hulle gaan terug na die vroeë kerk en sê, ons lewens is nou in gevaar. As ons gaan aanhou om die evangelie te deel, gaan hulle vir ons nie meer genadig wees nie. En ons sien wat hulle voorbid en hulle sê, bid vir ons vir boldness om aan te hou die woord te deel en dat u werke aanhou sal werk in hulle. En dit is so mooi hoe die Here hulle antwoord. Hy skud daai gebou en hy vul hulle weer met die Heilige Gees sodat hulle met vrymoedigheid die woord gaan verkondig. En dis nou waar ons die storie verder gaan vat. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na hoe die verhouding was tussen die vroeë kerk onder mekaar. En ons gaan na 'n positiewe persoon kyk, ons gaan na 2 negatiewe mense kyk en dan gaan ons ook kyk wat is die kerk se verhouding tussen die kerk self en dan die mense aan die buitekant. So blaai saam met my Handelinge 4:32 en dan gaan ons daar begin lees. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En die een het gesê dat iets van sy besit en nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag, jy kan daai onderstreep as jy in jou Bybel onderstreep, het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Jy kan daai ook onderstreep. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Net tot daar. So, wat ek sien in hierdie gedeelte is dat in die begin het God alles goed gemaak. God het die hemel en die aarde geskape en hy het gesê, dit was goed. Hy het die mens gemaak en hy het gesê, dit is baie goed. En ek besef dat ons het 'n begeerte binne in ons vir perfeksie. Ons het 'n begeerte binne ons dat goeders goed moet wees. As jy gaan kyk na 'n voertuig wat jy wil koop, dan moet dit die regte voertuig wees vir dit wat jy wil hê om te doen. Hy moet perfek vir die werk wees of dit wat jy in 'n voertuig wil hê. En as jy hom gekoop het, dan sê hy is die perfekte ene. As jy 'n werk soek, dan kyk jy vir die perfekte werk. Jy kyk vir die ene wat vir jou alles gee wat jy graag wil hê. As jy 'n man vra, wat is jou perfekte geweer? Kyk, dan gaan hy vir jou kan sê, hy moet so wees, hy moet so wees. En ongelukkig bestaan daai geweer nie. Hy moet so sag skop soos 'n .22, hy moet so hard slaan soos 'n 500 nitro en hy moet so ver kan skiet soos 'n sniper rifle, nee, en hy moet outomaties ook wees. En vir die vrouens, nee, julle weet nie eers wat nou alles dalk gesê is nie. Maar julle het ook 'n perfekte outfit, die ene wat pas met alles, maar hy bestaan ook nie. Ons het iewerste binne ons die gat vir iets om perfek te wees. Ons soek die perfekte man of ons soek die perfekte vrou. En as ons hulle gekry het, dan wil ons die perfekte kinders grootmaak. En ons lewe moet perfek wees, die prentjie van perfeksie, dit wat ons in ons kop bou. Al daai is droom en hoop. Daar is nie 'n perfeksie
hier wat ons nou gaan beleef in 'n persoon of in 'n kar of in 'n werk nie. Daar's altyd uitdagings. Maar daarom het die fone tegnologie nou al so ver ontwikkel dat jy die perfekte selfie kan neem. Hy edit alles uit wat snaaks lyk, jy kan opstaan, jou oë so dik, jy kan jou hare de mekaar en as jy daai selfie geneem het, dan lyk jy perfek. Dis mos wat die wêreld, ons gee 'n beeld van perfeksie vir die wêreld. Maar daar is nie 'n perfektheid in dit alles nie. My vrou hou daarvan om taakies te doen by die huis, of sy hou daarvan as ek goeders by die huis doen. Maar dan begin ek hierdie ding deurdink en dan sien ek, okay, ek gaan dit kort en as op die einde van die dag, dan besef ek gaan te veel goed kort om hierdie reg te doen, dan doen ek niks nie. En dit frustreer haar. So nou doen ek goeders en dan is die driehoek is nie square nie, hy hang so aan 'n tak en sy is okay daarmee, want hy gee daarom skaduwee en dit frustreer my as hy so snaaks hang, maar ek doen dit nou maar. As ons iemand soek wat perfek is, gaan jy nooit daai persoon kry nie. Jy moet nie trou wie perfek is nie. Jy moet trou wie die Here vir jou sê om te trou. Jy moet die Here vra, hoe lyk dit om die persoon wat ek dalk in 'n verhouding mee is, of die persoon wat ek voor oë het, hoe lyk dit om hulle te trou? Moet ek dit doen of nie? Jy sit dalk in 'n werk en daar is baie meer frustrasies as positief in daai werk. Maar is jy daar vir 'n rede en glo jy dat jy werklik daar moet wees en doen jy daai werk tot eer en verheerliking van die Here? Niks wat ons hierdie kant van ewigheid gaan beleef, gaan perfek wees nie. Ons moet okay daarmee wees om te sê, wat gaan ek doen met dit wat ek het? En gaan ek die beste daarmee maak? Met dit gesê, is daar ook nie 'n perfekte kerk nie. As jy dalk hierso is en jy kom besoek vir die eerste keer, ek wil jou waarborg, ons is nie perfek nie. Ons het foute. En jy kan op 'n ander plek gaan soek, maar op die einde van die dag gaan jy oralste iets kry wat nie reg is nie. Dan gaan jy dalk aanlyn en jy sien, ja, hier is 'n perfekte kerk. Ja, want jy het nie te doen met daai mense nie. Jy sien net die preek, jy sien net die oulik. Waar daar mense is daar nie perfeksie nie. En die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is mense. En dan as ons nie die perfekte kerk in die dorp kry nie, of in Suid-Afrika kry nie, of aanlyn kry nie, dan gaan ons terug in die eeue en ons sê, ja, daai tyd, in die 1600s, dit was perfek gewees. Daai kerk, die Here het gewerk daar. En as dit nie vir ons goed genoeg is nie, dan gaan ons al die pad terug tot in Handelinge. En ons sê, die kerk van Handelinge, dit was die perfekte kerk gewees. Daai kerk hulle was reg gewees. Maar ek hoop vandag gaan ek julle so dalk 'n bietjie perspektief bring. Want daar is goeders in die kerk van Handelinge wat ons regtig na moet strewe. Maar daar is ook goeders wat ek sien wat my bekommerd maak. Ek wil vir jou vandag sê dat ek en jy moet die Here vra, waar moet ons wees in 'n liggaam? En dan moet jy alles doen om jou kant te bring in daai liggaam. Ek en jy moet diensbaar wees vir die Here, om te sê, Here, ek is hier bygevoeg. Hoe is ek bruikbaar vir u koninkryk? En hoe lewe ek in eenheid met God waar ek geplant is? Hoe lewe ek sy wil uit vir my lewe? Want ek sien in hierdie gedeelte dat God 'n God van eenheid is. God is 3 in 1. Ons koppe verstaan daai nie lekker nie. Maar daai 3 in 1, dis 3 aparte mense, maar hulle is perfekte eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, daar's nie risie en stry onder hulle nie. Hulle is in perfekte eenheid. En ek sien dat die kerk van Handelinge werklik in eenheid was. Ek sien dat hulle was van een hart en een siel. Dit het vir hulle gegaan oor God. Dit is hoekom hulle by mekaar was. Ek wil vir jou vandag sê, daar waar daar eenheid is, daar kan God funksioneer.
As daar nie eenheid is in jou huwelik nie, dan maak jy 'n deur oop vir die vyand om verwoesting te kom saai. As daar nie eenheid is in 'n kerk nie, dan maak jy die deur oop vir die vyand om verwoesting te saai. Ek wil vir ons 'n waarskuwing deel voordat ek vir ons 'n seën gaan deel oor eenheid. Lees saam met my in Markus 3 vanaf vers 25. Markus 3 vanaf vers 25. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Hierso praat Jesus spesifiek want die Fariseërs het gesê dat hy doen die werk in die naam van die duiwel, Beelzebub. En hy sê, 'n huis wat verdeeld is, kan nie staan nie. Ek wil vir jou sê, as jou huis persoonlik verdeeld is, gaan hy nie kan staan nie. As die kerk verdeeld is, dan gaan die kerk nie kan staan nie. Maar as daar eenheid is, as ons smag na eenheid, en as ons bereid is om dalk die klein verskille wat ons het, wat nie ewigheidswaardes, implikasies het nie, kan op sy stoot en sê, ek wil eenheid hê, en ons sê, Here, hoe lyk dit? Dan is daar 'n seën wat ons van lees in Psalm 133, lees saam met my, Psalm 133. Een bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saamwoon, die Engels sê in unity, that dwell in unity. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Daar is 'n seën wat die Here uitstort, waar daar eenheid is, waar mense saam wandel, waar mense saam die pad stap. Die Here stort 'n seën daaruit. Die Heilige Gees word gesimboliseer deur olie, en daai olie loop hierso wat hy wys van die baard van Aaron af tot aan die voete. As ons die seën van die Here wil hê, dan moet ons kies om in eenheid te wandel en die pad saam te stap. Die eenheid wat die kerk in Handelinge beleef het, was as gevolg van Jesus en nie mense nie. En wat is die uitvloeisel van dit? Dit is daai wat ek julle gevra het om te onderstreep, groot krag en groot genade. Die uitvloeisel van die eenheid wat hulle beleef het, was die groot krag wat die Here gedoen het en groot genade. Nou, krag, ons verstaan van krag nogal, maar wat is genade? Wat beteken genade? En ek wil dit deur 'n akroniem in Engels vir julle verduidelik. Die woord genade is grace in Engels. God's riches at Christ's expense. Dit is wat genade is. God's riches at Christ's expense. God stort sy seën oor ons uit. Sy goedheid, sy guns, maar dit was nie verniet gewees nie. Dit was ten koste van Jesus op die kruis. As jy 'n geskenk ontvang met die dag wat jy verjaar, dan kry jy geskenke, nê? Dit is vir jou verniet, maar dit het iemand iets gekos. Jou ewigheid het Jesus alles gekos, sy lewe. Besef ons werklik dit wat hy vir ons betaal het op die kruis. Maar weet jy wat is vir my die ergste? Is as jy 'n geskenk kry en sien nou maar iemand jy gee vir iemand 'n geskenk en hy sê ag nee, dankie vir die geskenk, maar hiersoos vir jou ook ietsie. Dankie vir hierdie geskenk, maar jy probeer amper 'n ruiltransaksie aangaan. Dan sê nee man, ek het hierdie vir jou gegee. Ek wil dit uit die diepte van my hart vir jou doen. Dit is wat gebeur wanneer ons werke by ons redding wil sit.
Wanneer ons wil sê, Here, dankie vir wat U by aan die kruis vir ons gedoen het, maar ek is daarom nie so sleg nie. Jy hoef nie jou volle prys te betaal het vir my nie. En dis 'n klap in die gesig van die Here as ons dit wil doen. Ons moet nie dit doen nie. Ons moet werklik in dankbaarheid die genade aanvaar wat hy op ons uitgestort het. As ons God se genade reg verstaan, dan gebeur daar iets unieks in ons lewe. Genade wat ons in diepte verstaan, produseer in ons 'n dankbaarheid. En as gevolg van daai dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het, dan gaan dit oor in vrygewigheid. En dit is wat ons sien in die kerk van Handelinge. Hulle was vrygewig omdat hulle werklik die genade van God diep in hulle harte verstaan het. Daarom is hulle bereid om te gee, net soos wat daar nood was. Maar hoekom was daar so groot nood gewees? Hoekom was daar so groot tekort? Want baie van hierdie mense wat Christene geword het, het alles verloor omdat hulle Jesus gekies het. Ek en jy kan nie daai heeltemal verstaan nie. Die moslim gelowe, jou hindoe gelowe, hulle verstaan daai baie beter. Hulle moet die dag as hulle daai keuse moet maak om te sê ek gaan Jesus aanneem, ek gaan 'n Christen word, dan moet hy in rekenskap neem my familie gaan my verloon. Ek verloor alles. Dis nie vir ons dieselfde nie. Maar vir hulle was dit. En in hierdie tyd was dit dieselfde gewees. En daar was groot nood gewees vir die mense. Ek is so dankbaar dat die Bybel eerlik is. Dat hy sê hoe dit is. Nie, hy sugarcoat dit nie. Hy maak dit nie net alles oulik nie. Besef julle dat daar goeders van mense, Twitter en so aan, al die goeders, tegnologie het so gemaak al dat ons 10 jaar terug kan gaan en kyk wat het iemand gesê op Facebook. Julle weet hoe gaan dit. En mense se lewens was al verwoes oor die feit dat hulle goeders opgegrawe het 10 jaar later wat hulle gesê het op Twitter of sulke tipe goeders. Maar besef julle dat ek en jy lees van Dawid 4000 jaar na dat hy al dood is ek en jy besig om van Dawid se skandes te lees. En die voorreg het om daai te kan leer. Besef julle dat ons lees van die grondlegging van die aarde waar Adam en Eva geskape is, die foute wat hulle gemaak het, is vasgevang in die boek van die Bybel. En ek en jy lees daarvan. Daai goeders gaan ek en jy altyd van kan lees en leer. Die woord is eerlik, die woord is opreg en die woord is die waarheid. Maar met dit kom die goed en die sleg. As ek die Bybel sou geskryf het, sou ek dalk baie meer goed wou insit en die sleg dalk ligter wou maak of nie so ernstig wou maak nie. Maar dis nie wat God doen nie. Hy sê dit presies soos wat dit is. Ons gaan nou kyk na twee mense, wel twee voorbeelde, een positief en een negatief. Die eerste ene wat ons gaan van lees is Barnabas en dan die ander twee wat ons gaan van lees is Ananias en Safira. So lees saam met my in Handelinge 4 vanaf vers 36 tot Handelinge 5 vanaf vers 11. En Joses, wie sy bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van die vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring om aan die voete van die apostels neergelê Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jou eie gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dan jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Julle kan daai groot vrees ook onderstreep.
Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 ure kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle oorgeneem om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Ons kan daai groot vrees weer onderstreep. Ons sien hierdie voorbeeld, eers 'n positiewe een en toe 'n negatiewe een, van persoonlike mense in die kerk, mense wat Christene is. Een ou, Barnabas, wat gegee het wat hy het. No strings attached. Hy het nood gesien, hy het verkoop en hy het gegee. Ek sien 'n man wat uitverkoop is vir die bou van die koninkryk van die Here. En hy gee dit wat hy het. Hy verkoop dit en hy gee daai. My vraag is, as die Here vir jou sê om te gee, sal jy dit doen of nie? Of wil ons sommetjies maak? Wil ons vra, verdien daai persoon dit? Ek het al gestaan en dan sê ek, Here, daai ou, ek kan nie, hoe wil jy moet ek vir hom gee? Dit is asof die Heilige Gees vir my sê, as ek jou vra om iets te doen, gaan jy dit doen, ongevraagd, wat jy dink, wat jy sien van buite af. Gaan ons gehoorsaam wees wanneer die Here vir ons sê om iets te doen. God kies om te werk deur mense. God kies om my en jou te gebruik om sy koninkryk te bevorder. Maar die vraag is, gaan jy getrou bevind word wanneer hy vir jou vra om te gee, of wanneer hy vir jou sê om te saai, gaan jy doen wat hy vir jou sê, of gaan jy sê, ja, ek weet daarom nie. Daar's 'n oulike voorbeeld van 'n man wat 'n kerk moes gaan plant het in die Filippynse area, wel hy het ervaar die Here stuur hom soontoe, en hy was in 'n klein dorpie gewees, wat baie ver van enige groot populasie mense af was, en daar's nie winkels nie, hulle was baie selfvoorsienend, maar hy besef, hy wil graag iets bou, wat in die Sondag kan hulle kerk daar hou, maar in die week kan dit gebruik word vir die gemeenskap, maar hy het regtig nie geld vir hierdie projek nie. En hy ervaar dat die Here vir hom sê, om dorp toe te gaan, en hy moet by 'n sekere winkeltjie gaan wag. En hy is moedeloos, want hierdie gaan nie werk nie. As hy sou gaan, het hy genoeg geld om soontoe te gaan en terug te kan kom, dis dit. En hy deel dit met een van die locals, wat 'n Christen geword het, deel hy hierdie beswaring op sy hart. Hy sê, nee, maar moet nie die pad alleen stap nie, ek sal saam met jou gaan. Min wetend, dat as hulle albei gaan hulle net daar uit kan kom, hulle gaan nie terug kan kom nie, hulle gaan net tot daar kan kom. Want hy het net geld gehad vir soontoe en terug, nou gaan dit vir hulle twee net tot daar kan vat. En hulle kom daar, en hy het net genoeg geld oor, dat hulle 'n burger kan deel. Dis al, hulle het niks verder nie. Hulle sê, Here, ons weet nie nou wat, iets gesê tot hier, nou sit ons. In die volgende oomblik stap 'n man in, wat 'n pak geld op die tafel neersit, en hy sê, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie vir julle gee. En hy draai om en hy loop weg, hy weet nie wat is hy ou se naam nie. En daai is genoeg geld om al die materiaal te kon koop wat hulle nodig sou gehad het om die gebouetjie te kon bou waar hulle dan kerk in kon hou, wat die gemeenskap sou help, en hulle kon dit alles koop en weer terugkom waar hulle was. Hoekom deel ek hierdie storie met jou? Want as ek en jy sê ons wil bruikbaar wees vir die Here, dan moet ons begin om voorsiening te maak sodat ons bruikbaar kan wees vir hom. As jy die Here vra om, Here, wys vir my waar ek dalk iemand moet seën, dan moet jy voorbereiding maak om te sê, hierdie geld sit ek weg om iemand te seën, of hierdie koop ek sodat ek iemand kan seën. Ons moet die Here dan vertrou vir die regte voorbereiding vir dit wat nodig is, sodat ons bruikbaar kan wees wanneer hy ons vra. Want as jy budget
en al jou geld gaan vir jou expenses en daar's iemand wat jy voel jy moet help, maar jy het niks nie. Wat is dan die punt daarvan? Ek en jy moet so lewe sodat ons bruikbaar kan wees wanneer die Here vir ons sê om iets te doen. Maar nou kom ons by Ananias en Safira. 'n Man en 'n vrou wat gekonkel het deur om een ding te doen en 'n ander ding te sê. Hulle sê ons gaan hierdie grond, hulle verkoop die grond en hulle sê ons gaan net 'n gedeelte van dit gee. Hulle hou 'n gedeelte van die geld terug. Nou wie se grond was hierdie gewees? Dit was hulle grond. Toe dit verkoop is, was dit nog steeds hulle geld gewees. Maar toe hulle toegelaat het dat die duiwel in hulle harte kom om iets te doen wat onwaar was, deur om te sê ons het die grond vir die bedrag verkoop in plaas van die regte bedrag, sê Petrus vir hulle, julle het gejok vir die Heilige Gees. Die probleem was nie dat hulle dalk net halfte van die geld vir die kerk gegee het nie. Dit was nie die uitdaging nie. Die uitdaging is dat hulle gesê het, hulle het alles gegee en hulle het nie alles gegee nie. Dit wat hulle gedoen het, noem ons skynheilig. Die woord skynheilig kom van die Engelse woord hypocrite af. En daai woord was gebruik in die Grieks om 'n masker te vertoon. So iemand wat in 'n drama set was, hulle het maskers gehad, hulle het nie make-up gehad nie. So die masker wat jy voor jou gehou het om iets of iemand anders te verteenwoordig, was 'n hypocrite genoem gewees. So wanneer ons skynheilig is, dan gee ons iets voor van wie ons nie werklik is nie. Hoekom het hulle dit gedoen? Hoekom het hulle gesê iets wat hulle nie is nie? Hoekom het hulle gelieg? Want hulle wou graag aansien gehad het by mense. Dink vir jouself, hoe moes dit geklink het in die kerk om te hoor, hier is Barnabas, hy verkoop sy grond en hy gee alles vir die kerk. Wat gaan aan met hierdie ou? Maar almal het ontzag vir hom gehad. Almal het gesê, "Sjoe, hierdie man is uitverkoop vir die Here. Hy gee dit wat hy het, gee hy." En ek wonder of in daai oomblik het die duiwel ingekom, hulle harte gevul en gesê, ons kan ook grond verkoop, maar ons hoef nie alles te deel nie. Ons hoef net te sê, dit is wat ons hom voor verkoop het. Hulle het die aangesien van mense gesoek, bo die aangesien van die Here. Sodra ek en jy die vraag begin vra, wat gaan mense dink, dan het ons die vrees van die Here verloor. Sodra ek en jy wonder, wat gaan mense dink, in plaas van wat dink God, dan het ons die vrees van die Here verloor. Ek wil hê jy moet jouself die vraag vra, is jy meer bekommerd oor dit wat mense dink, of oor dit wat God dink? En ek dink ons sit hier so en ons sê, nee, wat God dink. Maar wees eerlik met jouself en gaan terug in scenario's wat jy al moeilike besluite moes maak en vra jouself, het ek meer omgegee oor wat mense dink in daai situasie of oor wat God gedink het? Hierdie is nie 'n plek van veroordeling nie, maar ons moet uit ons foute uit kan leer, anders gaan ons net aanhou dieselfde doen. Sodra ons meer omgee oor wat mense van ons dink, dan gaan ons nie 'n gesonde vrees vir die Here hê nie. Hierdie mense wat hulle goederes verkoop en weggee sodat ander kan hê, klink dit nie so bietjie soos kommunisme nie? Is kommunisme nou nie eintlik goed nie? Hierdie is nie kommunisme nie. Ek wil net vir julle verduidelik 'n bietjie wat is kommunisme. Kommunisme is eerstens wat joune is myne. En so nou en dan wat myne is joune. Kommunisme kom uit 'n plek uit van dwang. Jy het nie keuse nie. Jy moet maar net gee. En dan is daar wat nie bydra nie. En hulle kry maar net. En dan is daar van hulle wat hard moet werk om by te kan dra, maar net om dieselfde gehanteer te word as die ou wat niks gedoen het nie.
Kommunisme is 'n idee wat in mense se koppe rondhardloop, wat idealisties klink, maar die praktiese uitvoering van dit is glad nie moontlik nie. Dit wat ek sien in hierdie kerk is nie kommunisme nie. Dit is liefde. Liefde vir God en liefde vir jou medemens. Wat ek hierso sien is mense wat sê wat myne is God se. Die dag toe ek my lewe vir die Here gee, is my lewe nie meer myne nie. Dit is God se. So alles wat ek het is nie meer myne nie. Dit is God se. So as ek gehoorsaam wil wees aan hom, as hy vir my sê om iets te doen, dan doen ek dit, want dit is sy eiendom, wat ek net die stewardship oor het. Dit is wanneer ons werklik genade verstaan en uit 'n plek funksioneer waar ons mense en God werklik liefhet. Dan doen ons dit met 'n vrywillige hart, 'n vrygewige hart, no strings attached. Daar was niks hoekom hulle hierdie gedoen het. Hulle het dit net gedoen uit liefde uit. As gevolg van die feit dat hierdie twee mense gejok het en skynheilig was, is hulle albei dood neergeslaan. Ek wonder hoe moes Petrus gevoel het. Hy lei die kerk en die Heilige Gees slaan twee mense dood in 'n kwessie van 3 ure. Ek wil nie op Petrus se skoene wees nie. Daai moet rof wees. Maar as gevolg van dit sien ons dat hierdie gedeelte 2 keer sê daar was groot vrees gewees onder die mense. As ek en jy 'n gesonde vrees vir God wil hê, dan moet ons werklik hom in die totaliteit van wie hy is aanvaar. As ek en jy 'n gesonde vrees het vir God, dan bring dit alles anderste in perspektief. Ons uitdagings, ons finansies, ons lewens, dit wat ek doen, alles kom in perspektief as ek 'n gesonde vrees vir God het. Dit maak seker dat ek nie reageer volgens die vlees nie, maar volgens die Gees. Dit hou my in check. Met wie het God of Jesus op aarde die meeste uitdagings gehad toe hy gewandel het? Met die Fariseërs en die Sadduseërs. Die wat skynheilig was, die wit gewaste grafte, wat uiterlik na iets gelyk het, maar binne dood was. Hy het nie 'n probleem met die sondaars gehad nie. Maar wat is die verskil tussen iemand wat skynheilig is en 'n sondaar? Iemand wat skynheilig is hy weet wat is reg, maar hy regverdig die sonde en smeer dit toe. Maak dit iets wat dit nie is nie. Ons maak dit ligter as wat dit werklik is. 'n Sondaar weet wie hy is. 'n Sondaar weet wat en waantoe hy op pad is. En hy smeer niks toe nie. Hy probeer dit nie regverdig nie. En God kan altyd met so iemand werk. Iemand wat skynheilig is, kyk baie keer na homself en sê, ek gaan hierdie situasie uitfigure. Ek gaan dit na my manier laat werk. Ek is my eie redder. Maar 'n sondaar besef, ek het 'n redder nodig. Ek wil vir jou sê, die kerk is nie vir perfekte mense nie. Net soos wat die hospitaal nie vir gesonde mense is nie. Maar jy moet eers besef dat jy genesing nodig het voordat jy na 'n hospitaal toe gaan. As jy dink jy's okay, al val alles uitmekaar uit en jy gaan nie hospitaal toe nie, dan gaan niks gebeur nie. So moet ek en jy eers besef, ons kan hierdie pad nooit alleen stap nie. Daar's nie net 'n oomblik gewees wat ek my lewe vir die Here gegee het en nou is alles perfek nie. Ons hou aan 'n pad stap met die Here, 'n pad van heiligmaking. Ek en jy moet toelaat dat die Here ons skoon was, sodat ons bruikbaar kan wees vir hom. Ek en jy moet versigtig wees om sonde te regverdig, want die uitvloeisel van dit kan skynheiligheid word. En dan is ons nie meer wat ons moet wees in die beeld van Christus nie. Ons het nou gekyk na
die kerk en hoe hulle onder mekaar funksioneer het. Ons het na 'n goeie voorbeeld en 'n slegte voorbeeld gekyk van 'n Christen, maar nou wil ek bietjie kyk na hoe lyk die kerk buite teenoor die wêreld. Lees saam met my in Handelinge 5 vers 12 tot 16. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Ek sien hierso 'n duidelike skeiding tussen die Christene en die wêreld. Hy sê hulle het hulle self nie net bygevoeg en gesê o, ek is nou 'n Christen nie. Daar was 'n skeiding gewees en daar was ontsag gewees vir die Christene en die lewe wat hulle gelei het. Hulle het publiek ontmoet. Hulle het nie 'n gebou gehad wat hulle lewens weg kon steek nie. Hulle moes publiek ontmoet. Hulle was deursigtig gewees. Die mense het geweet van Ananias en Safira wat dood neergeslaan het. Hulle het dit nie weggesteek en goeters net stil wou hou nie. Hulle lewe buite was dieselfde as binne in die kerk. Soos wat die mense hulle self apart gehou het van die Christene en ontsag gehad het, sien ek dat die wat werklik tot die oortuiging gekom het van wie Jesus is deurlopend by die kerk bygevoeg. Maar hulle moes dit baie goed deurdink, wetend dat as ek Jesus kies, verloor ek moontlik alles wat ek verder het. En mense was bereid om daai keuses te maak. Ek vra myself die vraag, wil ek hê dat God so kragtig moet werk in my lewe, soos wat hy in die kerk van Handelinge gewerk het? En ek wil, maar, dis daai maar, wat my vang. Ek wil hê hy moet so werk, maar, ek wil nie al die sleg hê nie. Ek wil nie die Ananias en Safira hê nie. Ek wil nie die ongemak hê nie. Ek soek die goed. Ek soek nie noodwendig die sleg nie. Ek wil graag hê dat niemand tekort moet hê nie. Maar is ek bereid om te gee? Is ek bereid om sacrificially te gee? Iets wat my dalk kos. Ek wil graag hê die siekes moet genees word. Maar as ek okay daarmee as 'n besetene ons diens ontwrig. Is ons okay daarmee? Of is ons gemaklik in hoe ons onsself bevind? Ek wil graag hê dat ons moet eenheid hê, maar is ons bereid dat sonde openbaar geoordeel word deur die Here? En ek weet nie heeltemal of ons dit is nie. Ons vra baie keer die vraag, ek het al baie gesê, ek wil hê die Here moet werk soos in Handelinge. Maar ek kan nie net die goed van God wil hê nie. Ek moet ook die oordeling van hom bereid wees om deur te gaan. Ek wil sy krag en genade hê, maar ek wil nie 'n dubbelporsie van vrees hê nie. Elkeen van ons moet daai vraag vir onsself vra vandag. Soek ons God in totaliteit, of soek ons net dit wat ons van hom hou? Want ons hou van die God van genade, en die God van liefde. Maar hy is ook 'n regverdige God. Hy oordeel ook. Hy haat ook sonde. Ek en jy moet vra, wil ons God in totaliteit hê, of gaan ek 'n Jesus bou, wat ek van hou, en hom volg? Want dit is nie dan die God van die Bybel nie. In hierdie hele situasie kyk ek na die kerk in algemeen,
in die wêreld op die oomblik en ek kyk na die kerk van Handelinge en ek vra vir myself, hoekom lyk dit nie so nie? Hoekom lyk kerk nie dieselfde nie? Want God is 'n God wat dieselfde is, gister, vandag en môre. God is nie die onveranderlike in die situasie nie. Ons as mens is. God wil werk deur ons. Maar die vraag is, gaan ons toelaat dat hy deur ons werk? Die vraag is ek bereid om alles vir hom te gee en te doen wat hy van my verwag? Of wil ek bepaal wat is reg en wat is verkeerd? Of gaan ons in gehoorsaamheid wandel teenoor hom?